Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou bly tot in ewigheid. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir julle ryklik geskenk van God onze Vader, deur ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 47. Die Here gee die oorwinning aan sy volk en daarvoor moet hy geprys en geëer word. Hulle moet aan die volke rondom die oorwinning van die Here verkondig. Dan gebeur die wonderlike ding. Die heidense volke besing saam met Israel God se eer. So word die belofte aan Abraham vervul dat hy 'n seën vir die nasie sal wees. Dink net daaraan, broeder en suster, hoeveel nasies oor die wêreld heen vandag God loof en prys. Kom ons voeg ons stem daarby en ons sing Psalm 47 vers 1 en vers 4. In die woorde van die geloofsbelijdenis van Nicea bely ons nou ons geloof in die drie-enige God op wie ons volkome vertrou. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore, hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, die mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Seun en die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Broeder en suster, kom ons verootmoedig ons nou voor die Here, as ons na sy heilige wet, sy volmaakte wil vir ons lewens luister, uit Deuteronomium hoofstuk 5,
Ons lees van vers 6 af. Daarmee saam gaan ek ook 'n paar verse uit Galasiërs 2 lees. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dan lees ons dit Deuteronomium 5, in Galasiërs 2 vers 19 en 20. Deur die wet is ek vir die wet dood, om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Inderdaad, broeder en suster, ons is dood vir die wet. Om jou saligheid te probeer verkry, deur die wet na te kom, is om terug te keer na die graf. Die wet leer ons dat die lewe alleen in Christus Jesus is. Hy het dit volmaak nagekom in die plek van elkeen wat in hom glo. Kom ons sing nou Skrifbryming 10 vers 1 en 2. In Christus is ons skuld voor God weggeneem, en niemand kan ons meer voor die groot regter daag nie. Vers 1 en 2, en daarna bid ons saam. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons buig ons voor U neer in aanbidding vanoggend en wil U naam groot maak en verheerlik, saam met die engele om U troon,
wil ons stemme voeg. En ons doen dit met huiwering, Here, want ons is sondige mense, en ons weet dat daar baie keer ook uit die fontein van ons mond soet en bitter water kom. Maar ons dankie dat ons deur ons Here Jesus Christus se werk aan die kruis en sy oorwinning oor die dood met vrymoedigheid na U toe kan kom vanoggend. Ons staan voor U, U wat op U heilige troon sit en ontoeganklike lig bewoon. Ons staan voor U, want ons kon so pas sing, daar's niemand wat ons voor U kan aankla nie. Want U het U seun gestuur, sodat hy ons sonde kan wegneem en ons skuld kan betaal. Wat 'n voorreg het ons nie, o Here, om in so toestand, in so staat voor U te staan. Ons dankie vir die gawe van gebed, Here, die pad na U troon wat ons so min loop. Vergewe ons dit. Maar ons dankie dat ons kan bid en ons hart voor U kan uitstort. U wat ons harte ken, U wat ons lewens ken, U wat weet wat ons nodig het nog voor ons dit van U gevra het. Dat ons na U toe kan kom met alles wat in ons hart leef. En Here, in die tyd waarin ons lewe, is daar baie dinge wat ons harte onrustig maak. Ons leef in 'n tyd van oorloë en gerugte van oorloë. En as die brandstofprys styg, dan weet ons waar alles vandaan kom. En wonder ons baie, waar gaan alles heen? Dankie dat ons kan opkyk na U wat op U troon sit en oor alle magte van die aarde regeer. En dit, o Here, bring ons tot rus. Want ons toekoms is in U hande. En niemand kan ons uit U hand uitruk nie. Dankie vir die voorreg om as die kinders by mekaar te wees vanoggend en te weet U is hier in ons midde. Here, ons vra U ryke seën as ons vanoggend U woord oopmaak. U woord is so ryk en ons is blinder as molle as dit kom by geestelike dinge. Daarom vra ons dat U ons oë en ons harte en ons verstand sal oopmaak, dat ons U woord met blydskap sal aanhoor. En dat ons dit, soos die psalmgedigter gesê het, op die tafel van ons hart sal skrywe, sodat as ons hier uitgaan en môre en oormôre in die wêreld beweeg, dit duidelik sal blyk dat ons vandag onder die klank van U woord verkeer het. Ons bid dat U in die rykdom hierdie gemeente sal seën met die gawes van ouderlinge en diakens wat U dien met oorgawe en toewyding, met lidmate wat elke dag voor U aangesig leef en hulle lig laat skyn oral waar hulle is, en hulle gawes aanwend tot U eer en tot die voordeel van hulle naaste. Laat ons as 'n gemeente, Here, ook wees soos 'n stad wat op 'n berg is. Seën ons ryklik in hierdie erediens en ons bid, Here, dat dit werklik tot U eer sal wees, om Jesus wil. Amen. Kom ons sing voordat ons uit die Here se woord lees, Psalm 89 vers 6.
Die gedeelte uit die Here se woord waaruit ons vanoggend gaan preek is die eerste klompie vers van hoofstuk 12. Maar voor ons dit lees wil ek net ter aansluiting eers vooraf die laaste paar verse van hoofstuk 11 lees. En dit is die stamboom van Tera. Tera het die vader geword van Abraham, Nahor en Haran van Lot. En Haran het gesterwe terwyl sy vader nog geleef het in sy geboorteland, in Ur van die Galdeërs. En Abraham en Nahor het vir hulle vroue geneem. Die naam van Abraham se vrou was Sarai, die naam van Nahor se vrou was Milka, die dogter van Haran, die vader van Milka en die vader van Jiska. En Sarai was onvrugbaar, sy het geen kind gehad nie. En Tera het sy seun Abraham geneem, en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy skoondogter, die vrou van sy seun Abraham, en die het saam met hulle uit Ur van die Galdeërs getrek om na die land Kanaan te gaan, en hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon. En die dae van Tera was 250 jaar, en Tera het in Haran gesterwe. Nou lees ons uit hoofstuk 12, vers 1 tot 10. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie, en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het, en hy het Lot saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai sy vrou en Lot sy broerskind geneem, en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak, en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan, en in die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem, tot by die terpentynboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here, wat aan hom verskyn het. En daarvandaan het hy versit na die gebergte oos van Bethel, en sy tent opgeslaan tussen Bethel en die weste, en Ai aan die ooste kant, en daar vir die Here 'n altaar gebou, en die naam van die Here aangeroep. En daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek, en daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. Lees weer die eerste 3 verse. Die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land, en uit jou familie, en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak, jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Liewe broeder en suster, Genesis 12 is 'n waterskeidingshoofstuk of 'n oorgangshoofstuk in die Bybel. Iemand het selfs hierdie oorgang beskryf as net so belangrik as die tussen die Ou en die Nuwe Testament. Want in die eerste 11 hoofstukke van die boek Genesis gaan dit oor die mensdom in sy geheel. Die skepping, die sondeval, die sonvloed, die torenbou van Babel. En van hoofstuk 3 af is die fokus hoofsaaklik op die verskriklike gevolge van die sonde van die mensdom, wat keer op keer die rug op God draai en in opstand teen God kom. Maar nou kom ons by hoofstuk 12. En die Here begin hier 'n nuwe era in die geskiedenis van die mensdom. Hy begin die verlossingsplan vir die wêreld uitwerk, en daarvoor kies hy een man uit een familie, Abraham. Hy verskyn in heerlikheid aan Abraham en gee aan hom 7 beloftes wat dwars deur die geskiedenis
soos die blare van 'n blom een vir een oopvou, totdat dit ten volle in bloei staan by die koms van die Here Jesus Christus, by sy kruis en uiteindelik by sy wederkoms. En die eerste duidelike belofte in die Bybel van die verlosser wat gaan kom, die kry ons natuurlik in Genesis 3 vers 15, as die Here praat van die saad van die vrou wat die kop van die slang sal vermorsel. En hier in die eerste 3 verse van Genesis 12 weer. Soos wat die Here in die begin alles deur sy woord in aansyn geroep het, so maak die Here 'n nuwe begin in hierdie hoofstuk deur die woorde van beloftes aan Abraham. Die belofte van 'n land, 'n groot nasie, dat hy 'n naam sal kry en 'n seun sal word vir die nasies. En in hierdie oorgang van Genesis 12 kom 4 belangrike temas na vore, naamlik roeping, belofte, geloof, gehoorsaamheid. Ons hoor dit gedurig. Hier het ons 'n man uit 'n belangrike, welaf familie in 'n vreemde land wat vreemde gode dien. God kom na hom toe, openbaar homself aan hom, roep hom, maak hom aan hom heerlike beloftes en beveel hom om weg te trek na 'n lewe in heiligheid. 'n Lewe afgesonder vir God alleen. En Abraham glo die Here en hy laat sy ou lewe agter. Dit, broeder en suster, is die verhaal van elke enkele gelowige. Die begin van 'n nuwe lewe, weg van die wêreld, afgesonder vir God. Immers, enkel en alleen in 'n afgesonder lewe vir God, kan jy die seën van God se beloftes beleef. Nou, ons gaan vervolgens kyk na 3 sake. Die eerste, die kragtige roeping van Abraham, sy egte geloof, en die verandering wat gehoorsaamheid in sy lewe bring. Hoewel dit in hierdie hoofstuk veral oor Abraham en sy wegtrek en sy geloof en sy gehoorsaamheid gaan, moet ons tog nie dink dat dit die redes is waarom die Here hom juis uitgekies het en geroep het uit al die verskillende volke van daardie tyd en al die duisende families nie. Die Here se uitverkiesing is nooit 'n omdat nie. Dis altyd 'n sodat. Hy kies jou nie uit omdat jy iets besonders is nie, maar sodat jy iets besonders kan word. Ons kry die regte perspektief op hierdie saak as ons bietjie vorentoe blaai in die skrif wat terugverwys na hierdie gebeure. Die eerste is 3 hoofstukke verder, toe die Here weer aan Abraham verskyn het en vir hom gesê het: Ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs uitgelei het om aan jou hierdie land as besitting te gee. En Joshua, net voordat hy sterwe, praat met die volk en hoor wat sê hy vir hulle. Hy sê: So sê die Here, die God van Israel, oorkant die Eufraat het julle vaders van oudsher gewoon. Tera, die vader van Abraham en die vader van Nahor, en hulle het ander gode gedien. Maar ek het julle vader Abraham van oorkant af die Eufraat af geneem, luister na die werkwoorde, en hom deur die hele land Kanaan laat trek en sy nageslag vermeerder en Isak aan hom gegee. En dan derens hoor ons in die boek Nehemia wanneer dieselfde woorde weer voorkom. Die Lewiete gaan die volk voor in gebed. En hoor wat bid hulle. Hulle sê: U is die Here, die God wat Abraham uitverkies het en hom uit Ur van die Galdeërs uitgelei het en sy naam Abraham gemaak het. Ja, dis die Here wat Abraham uitgekies het, nie andersom nie. Die Here het hom geroep. Dit was nie Abraham wat hom geroep het nie. Hy het hom uitverkies, geneem, laat trek, uitgelei. Dis die werkwoorde wat gebruik word. Die Here is kragtig aan die werk en nie Abraham as 'n soort superman van Ur nie. Abraham se geloof en sy gehoorsaamheid is 'n uitvloeisel van sy uitverkiesing en is uit 'n werk van die Heilige Gees en nie 'n soort van prestasie
waarvoor die Here hom moes beloon nie. As God 'n uitverkorene roep, is dit 'n kragtige roeping en 'n onweerstaanbare roeping. Die Here het hom nie gedwing nie, maar die Here se roepstem was so heerlik en so wonderlik, dat Abraham dit nie kon weerstaan nie. God het hom as sy kind aangeneem en hom verlos van die afgode wat sy pa hulle leer dien het. En deur hom weg te roep uit Ur en later uit Haran en hom daar uitgelei het. Dit is presies die beeld wat ons kry uit die Here Jesus se woorde in Johannes 10. Luister wat sê die Here Jesus oor die goeie herder. Hy sê hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. Hier word dieselfde werkwoord gebruik. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, dan loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Dit is wat die Here met Abraham gedoen het. Die ware herder se stem, wat hy eens glad nie geken het nie, die stem het nou vir hom 'n bekende stem geword op wie hy kon vertrou en wat hy kon en wou volg. En so kry ons in hierdie verhaal 'n wonderlike illustrasie van goddelike soewereiniteit aan die een kant, God wat onbevange en ongehinderd kragdadig kies wie hy wil aan die een kant, en ook menslike verantwoordelikheid aan die ander kant. Die mens wat moet hoor en luister en gehoorsaam. So werk God sy verlossingsplan uit. En die wonder is egter dat wat God sy kinders beveel, daartoe stel hy hulle ook in staat. U het waarskynlik al baie hierdie uitdrukking gehoor, maar eeue later het die kerkvader Augustinus hierdie heerlike feit ontdek toe hy die volgende gebid het. Hy het gesê, Here, gee wat u beveel en beveel wat u wil. God se roeping en bevel aan Abraham was om sy bekende lewe agter te laat, om op te pak en te trek. Het u gehoor hoe spesifiek is die Here? Gaan jy uit jou land, uit jou familie en uit jou vader se huis? Baie spesifiek. Abraham het nie getrek omdat hulle moeg was vir die land nie. Hulle het nie getrek omdat hulle moes vlug vir misdaad of vir oorlog nie. Hulle moes trek omdat die Here dit beveel het. Al het dit beteken dat die dinge wat agtergelaat moes word dalk bekend en dierbaar en kosbaar vir hom was. Al het dit beteken dat hy dalk van sy erfporsie moes kwyt wees. Dit was dinge wat vreemd was aan God en moes agtergelaat word. Opgrawings het aan die lig gebring dat Ur 'n stad van ongekende rykdom en gekultiveerdheid was, met 'n groot biblioteek en 'n universiteit. Dit was egter ook 'n stad wat toegewyd was aan die aanbidding van die maangodin, en ons kan sekerlik aanneem dat Tera en Abraham aan hierdie heidense godsdienst deelgeneem het. Die Here sê vir hom, laat dit agter, breek daarmee. En is dit nie, broeder en suster, wat beteken om Christus te volg nie? Om alles agter te laat wat vreemd is aan hom, wat in opstand is teen hom, wat onheilig is vir hom, en jou van hom af weghou nie. Weg van dit wat jou besoedel. Los dit agter jou, want dit verslaaf jou en dit lei tot die dood. Los selfs mense agter wat slegte invloed op jou het, wat jou in versoeking bring en wat hardnekkig weg van die Here afleef. God se roepstem is 'n roepstem na die lewe toe. Dit was vir Abraham so en dit is vir ons ook so. Vergeet die ou Adam wat dood is en wat dood op die aarde gebring het, en volg die tweede Adam. Hy lewe en hy alleen is die lewe en gee die lewe.
Die Here roep egter nie net vir Abraham nie, maar hy gee hom ook geloof. Dis die tweede saak waarna ons kyk. Geloof in die enigste ware God en ook geloof aan die beloftes wat God maak. Hoor wat sê die skrywer van die boek Hebreërs later. Hy skryf, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. God het in heerlikheid aan Abraham verskyn en God se woorde deur die Heilige Gees op sy hart gedruk het hom tot geloof gebring. Op daardie woorde is sy geloof gebou en dit het tot gehoorsaamheid en vertroue gelei. Dit kon gebeur en dit het gebeur omdat God almagtig is. Hy verander harte. Omdat hy betroubaar is, hy doen wat hy sê. En omdat hy geloofwaardig is, God kan nie lieg nie. Anders gesê, al wat Abraham laat trek het na 'n vreemde land, terwyl hy altyd in altoos in tente moes bly, was geloof aan die karakter van God en die beloftes van God. Abraham se geloof was ware, egte geloof. Dit was geloof wat soms klein was, maar dit was geloof wat die toets deurstaan en volhard het en wat uiteindelik die oorwinning behaal het. Abraham se geloof, broeder en suster, is vir alle Christene 'n voorbeeld hoe om in die geloof te leef. Abraham is gered deur geloof en het geleef deur geloof. Sy gehoorsaamheid was 'n bewys van sy geloof. Abraham en Sarai was nie volmaak nie, maar hulle lewens is gekenmerk deur geloof en vertroue. Abraham het geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken, sê die skrif vir ons in Genesis 15 vers 6. En Paulus het later, veral in die boek Romeine, breedvoerig oor hierdie saak geskryf en Abraham as 'n voorbeeld voorgehou. Hy het in die regte verhouding met God gekom, nie deur wat hy gedoen het nie deur sy nakoming van die wet nie, maar deur sy geloof in God. Hy is verlos op presies dieselfde manier hoe ons vandag verlos word, net met een verskil. Abraham se geloof was aan beloftes wat nog nie vervul is nie. Ons geloof is aan beloftes wat reeds vervul is in Christus Jesus. Abraham het vorentoe gekyk, die toekoms in, na sy verwagte Messias en Verlosser. Ons kyk terug na die een wat gekom het. En dis hy, die voorwerp van ons geloof wat ons red, nie ons geloof self nie. As Abraham deur sy geloof self verlos moes word, was hy verlore. Want al word sy geloof as 'n besondere voorbeeld vir ons voorgehou, broeder en suster, was dit nie volmaak nie. Dit word in hierdie paar verse wat ons saam gelees het, vir ons op twee maniere, op 'n baie subtiele manier vertel. Ons weet dat die Here Abraham geroep het toe hy in Ur was. Dat hy en sy pa getrek het, maar vir 5 jaar lank vasgehaak het in Haran. Die afstand tussen Ur en Haran was ongeveer 1000 kilometer. Dis nie 'n geringe trek met die voet nie, maar dit was nog nie ver genoeg in die Here se oë nie. In die geloof het Abraham uit Ur getrek, maar jare van sy lewe in Haran gemors, in die teenwoordigheid van sy pa, wat hy eintlik moes verlaat het. Daar het sy pa gesterf, of sal ons eerder sê, daar het die Here hom weggeneem. En eers dan lees ons in vers 4, toe het Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. Die Here se bevel was om sy vader en sy familie agter te laat. Sy vader is nou weggeneem, maar deur Lot nog saam te neem, het hy vir homself baie moeilikheid op die hals gehaal, en die latere geskiedenis bewys dit. Die soutpilaar van Lot se vrou is 'n monument daarvan. Abraham het 'n ware geloof gehad, maar dit was onvolmaak. 'n Ware geloof is 'n kosbare geskenk van die Here, maar dit moet mooi opgepas word, gedurig versterk en gevoed word. Iets wat onmoontlik is sonder die kragtige werk van die Heilige Gees in ons lewens. Geloof is soms swak, soms sterk, en kan op sigself nooit as 'n prestasie dien vir ons verlossing nie.
in sy goedheid en genade laat vaar die Here nie sy verbond met ons, wanneer ons onvolmaaktheid soms ons laat struikel nie. Dit word so duidelik vir ons geïllustreer as dit kom by die nageslag van Abraham. Onthou, hy is al 75 jaar oud, sy vrou is 65, onvrugbaar, ver oor die jare dat sy nog 'n kind kon kry, maar die Here sê vir hom, ek sal jou 'n groot nasie maak. Dit was vir hom 'n groot beproewing, want 11 jaar later het hy in sy menslike swakheid op eie vermoë probeer staatmaak en 'n kind by Sara se slavin verwek en gedink, hierdie kind gaan nou die beloftes van die Here ontvang. Maar die Here bly egter getrou en hy vat hom weer uit, buite toe in die nag, en hy sê, kyk op, hoeveel sterre is daar, kan jy dit tel? So groot sal jou nageslag wees, wat ek vir jou sal gee, nie wat jy self probeer maak nie. Egte geloof, al is dit struikelend, kan nie vernietig word nie. Maar dit bly Christus se volmaakte gehoorsaamheid en geregtigheid wat ons regverdig maak. Al wat ons moet doen is om hom te vertrou, sy geregtigheid in die geloof te omhels. Indien jy enigstens iets wil bydra tot jou geregtigheid, of dink jy doen genoeg om gered te word, broeder en suster, dan verwerp jy die evangelie. Maar een ding moet jy besef, die oomblik as jy tot geloof kom, dan verander jou lewe en verander baie dinge. En dit bring ons nou by die derde saak, en dit is die gehoorsaamheid van Abraham, wat 'n enorme verandering, nie net in sy lewe nie, maar in die geskiedenis van die wêreld gebring het. Abraham het deur die geloof en gehoorsaamheid weggetrek uit sy land sonder 'n padkaart. En daardeur het hy sy lewe op die spel geplaas. Maar sy reis was 'n koers in wat sy eie lewe in die geskiedenis van die mensdom sou verander. Sy wegtrek uit Ur en Haran is die begin van 'n baie besondere verhouding met God, wat later in hoofstuk 15 van Genesis formeel in 'n verbondsluiting vorm kry. En dan lees ons later in Jesaja dat die Here self na hom verwys het as Abraham, my vriend. Ons het vanmôre dit in Psalm 105 gesing. Toe is dit daar ingevoeg terwille van die rym, maar heeltemal in lyn met die teologie uit Jesaja, want dit staan nie in Psalm 105 nie. Hierdie noue band wat tussen hom en God ontstaan het, word ook sigbaar toe hy in die beloofde land aangekom het en vir die Here daar by Sichem 'n altaar bou. Die groot boom van Mamre waar dit gebeur het, was waarskynlik 'n plaaslike aanbiddingsplek vir die afgode. God het hom uit Ur geneem, tussen die Galdeërs uit 'n land en mense wat aan afgode oorgegee is. Maar sy bestemming was nie die hemel nie. Kanaan, waarheen hy moes gaan, was ook 'n land vol gruwelike afgode, waar die mense selfs hulle kinders geoffer het. Maar nou dat Abraham self verlos is van persoonlike afgodediens, bou hy in die goddelose Kanaan nie 'n huis vir homself nie, maar openlik voor die inwoners van daardie land 'n altaar vir die Here, as teken dat hierdie land die Here sinne is en sy kinders sinne, en as tekens van sy diens en sy toewyding aan God, en as teken dat hy onder God se beskerming in hierdie land is. Die Here het hom geroep om daar 'n getuie te wees, 'n lig in 'n geestelik donkere plek, sodat hy 'n seën vir die nasies kan wees, wat uiteindelik vervul is in die koms van Christus. In 2 Korintiërs 1 vers 20 staan 'n wonderbaarlike ding, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, aan Jesus Christus is hulle ja. Met ander woorde, in hom het dit alles waar geword, al die beloftes van God. Deur Abraham het ons vandag 'n woord, en die evangelie het ons 'n verlosser en 'n trooster, en het ons sy ewige tuiste. Abraham se gehoorsaamheid het hom egter nie op 'n maklike pad geplaas nie. Sy geloof word getoets en die Here is besig om hom te vorm. Dit was 'n weg vol uitdagings. Ons lees nog in hierdie verse wat ons
saam gelees het van hongersnood en hy moes 'n ruk in Egipte gaan bly. Soms het hy hom in moeilike verhoudings met die bevolkingsgroepe rondom hom bevind. Hy skuur skouers met konings en hy bly maar altyd op 'n swerwerpad en hy bly maar altyd in tente. Die skrywer van die boek Hebreërs het later die rede vir ons gegee. Hy sê, want hy, Abraham, het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. In geloof het hy in die toekoms die Jerusalem en die tempel gesien, wat skitter in die sonlig, en nog verder die ewige Jerusalem. Sy gehoorsaamheid is gedryf deur die hoop op die vervulling van God se beloftes. Dit was egter net in hierdie verre land, wat nog onbekend was vir hom, dat die beloftes wat die Here aan Abraham gemaak het, waar sou word. Die vreemde land word die land van seën, en die land waar die Here deur sy Heilige Gees Abraham vorm en brei. Al het hy in sy leeftyd nie 'n stukkie van daardie grond besit nie, behalwe net die graf by Magpela, waar sy en Sara se liggame eendag te ruste gelê sal word. In het hy 'n naam en aansien gehad, want sy naam Abraham beteken verhewe vader. Hy kom egter in Kanaan aan as 'n vreemdeling. Maar kyk hoe het die Here sy beloftes nagekom, toe hy 'n groot naam ontvang het. Hy word later vriend van God, soos ons genoem het, en later lees ons in Galasiërs 3, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename. Hy word die vader van die gelowiges genoem. Wat 'n naam! Hy kry 'n naam wat baie mooier en heerliker is as die naam wat hy in gehad het. In hierdie verhaal van Abraham, broeder en suster, sien ons iets wat so tipies is van die twee bekommernisse waar tussen ons gedurig deur bevind. Ons staan aan die een kant voor die werklikheid van ons verlede, met al sy foute, waarin ons niks meer kan doen. En aan die ander kant voor die bekommernis van die onbekende en die onvoorspelbare toekoms. En die Here gee vir ons uitkoms vir al twee hierdie situasies, soos wat hy dit ook met Abraham gedoen het. Hy herskep as het ware ons verlede deur vergifnis te skenk vir al ons sondes en gebreke van gister en eergister. As die Here dit onthou het, en onthou het hoe Abraham die maangodin gedien het op 'n stadium, was dit met Abraham daarmee heen. So die Here herskep as het ware ons verlede. En wat die toekoms betref, hy bepaal ons toekoms en is in beheer daarvan deur aan ons heerlike beloftes te gee en dit na te kom. Kortom, deur ons te vergewe, verander hy ons verlede, deur sy beloftes verseker hy ons toekoms. En hou hy ons geloof in stand. Abraham het dit geweet en sy lewe in gehoorsaamheid gevestig op die Here se onveranderlikheid en sy getrouheid. Al het baie van die Here se beloftes eers na sy dood waar geword. Hy het in die geloof geweet dat dit wat die Here beloof is die moeite werd om voor te wag. Want geloof plaas jou op 'n pad wat jou lewe verander en wat nuut is en wat na die lewe lei. Broeder en suster, Abraham se lewe is vir ons 'n illustrasie van die bevel van die Here Jesus in Matteus 16. As iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Is die land van dood en donkerte, die land waarin ons almal gebore word. Haran is die halweghuis waar 'n mens maklik 'n uiterlike skyn van godsdienst kan hê sonder innerlike egtheid. Kanaan is die land van seën en van die volheid van die Heilige Gees, wat lei na die stad wat fondamente het, die stad waarvan God self die boumeester en die oprigter is. Volg hom daarheen, want hierdie wêreld is nie ons woning nie, soos Josias gesê het. Dis egter 'n pad van groei en baie beproewings, tog
is dit 'n opwindende pad. Dit is 'n pad waarop die Heilige Gees ons transformeer. Hy maak ons wat aanvanklik struikelende pelgrims is, uiteindelik manne en vroue wat sterk staan in die geloof. 'n Ware, egte geloof, 'n kosbare geskenk van God wat niemand van jou kan wegneem. Amen. Kom ons dank. Ons Vader in die hemel, hoe dankbaar is ons vanoggend dat ons kan vashou aan U. U wat getrou is, wat betroubaar is, wat ewig is, wat doen wat U sê. Dankie vir die vreugde, Here, om uit U woord U te leer ken, as die God wat beloftes maak en die beloftes nakom. Dankie dat ons ook vanoggend kan vashou in die beloftes wat U vir ons by ons doop gemaak het. En dat ons totdat ons op ons sterfbed lê, kan roem daarop dat ons gedoop is en U beloftes ontvang het. Here, vergewe ons as ons hoop dikwels so wankelend is, dat ons nie helder kan sien op dit wat nog moet gebeur nie. Gee dat ons in hierdie bose tyd waarin ons leef met al sy onsekerheid, sal vashou aan die sekerheid van U beloftes, elke dag. Here, in ons broosheid word ons elke dag nog gekonfronteer met baie dinge wat vir ons 'n groot toets vir ons geloof is. En veral as ons siek word en swak word. Daarom wil ons vanoggend ook intree vir broeder Brin en suster Marlene, wat in hierdie tyd die broosheid van die lewe ervaar, in siekte alleen aan U kan vashou, dat U vir hulle sal versterk in hulle geloof, en dat hulle hoop nie sal afneem nie. Ons bid dat U ons elkeen sal seën ook in hierdie week wat voorlê. Gebruik vir ons in U diens. Laat ons nie verslap in ons geloof nie. En gee dat ons elke geleentheid sal aangryp, o Here, om in die geloof te groei. Ons bid dit van U in diepe afhanklikheid, in die naam van U Seun Jesus Christus alleen. Amen. Skrifruiming 64 is 'n beruiming van Jesaja 61 en Lukas 4, 'n lied wat ook vir ons vertel van die beloftes van die Here wat in Christus waar word. Dag van verlossing, kyk, hy kom, gesalfde van die Heer. En ook vers 5 en 6, God se verbond staan ewig vas, hy doen wat hy beloof. Kom ons sing die 5de en die 6de vers. Verhef nou julle harte tot die Here en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal.